Goeiemôre. Jy luister na die 33ste oordenking in die reeks. Jesus is die vraag. En ons tema vanoggend is geloof. Voordat ons uitkom by die vraag wat Jesus oor geloof gevra het, wil ek graag met julle 'n paar gedagtes deel oor wat ek op 'n keer by William Cantwell Smith gelees het oor die betekenis van die woord geloof. In sy navorsing het hy bevind dat ons vandag anders aan geloof dink as wat in die Bybel en in die Bybelse tyd daaroor gedink is. Luister mooi daarna. Wanneer ons die woord geloof gebruik, sê hy, is die moderne idee van geloof byna die teenoorgestelde van wat dit in die Bybelse wêreld beteken het. Vandag bedoel ons met geloof, vir baie mense, as jy iemand vra, glo jy, dat hulle amper iets sê soos, wel gegeewe die onsekerheid vanuit die moderne wetenskap, dat daar 'n God bestaan, maak ek voorsiening in my denkraamwerk, dat daar wel 'n God bestaan. Met ander woorde, ek sê daarmee, ek glo dat God bestaan. Wanneer iemand sê ek glo, beteken dit nie noodwendig dat hulle 'n verhouding met God het nie. Dit beteken ook nie noodwendig dat hulle moreel, eties 'n verantwoordelike lewe leef in gehoorsaamheid aan God nie. Beteken ook nie noodwendig hulle glo in die 10 gebooie of die wil van die Here is die finale sê oor hulle lewe nie. Baie vaag. Geloof in die Bybelse konsep is persoonlik en relasioneel. Dit druk vertroue, trou, loyaliteit en 'n verhouding van oorgawe uit. Dit verwys nie na 'n stel proporsionele waarhede nie, soos 'n geloofsbelydenis wat jy uitspreek of so nie. Wanneer Abraham in God geglo het, beteken dit hy het op God vertrou, nie dat hy 'n reeks dogmas geglo het nie. Smith sê in vandag se wêreld beteken geloof om X, Y en Z te glo, of die regte leerstellings te aanvaar. In die Bybelse tyd het dit beteken as jy sê, ek glo, dat dit meer oor karakter en jou geloofspraktyke gegaan het. Naas jou oorgawe aan God, sê jy, ek leef getrou aan God. Ek wil die regte goed doen. Ek wil my hele lewe op God se wese laat berus. Geloof in die Bybelse tyd sou beteken vanweë die selfsprekendheid dat God bestaan. Ek weet daar's 'n God. Bedoel ek met ek glo dat ek my hele lewe in gehoorsaamheid aan God wil leef. Dat my totale identiteit in God gevestig is. Maak dit sin? Met dit in gedagte, kom ons luister nou na die vraag wat Jesus oor geloof vra. Waar is julle geloof? Lukas 8 vers 25. Hoe kan julle glo terwyl julle van mekaar eer wil ontvang, maar nie die eer soek wat van die enigste God kom nie? Johannes 5 vers 44. Glo jy in die Seun van die mens? Johannes 9 vers 35. Sal die Seun van die mens, wanneer hy kom, geloof op aarde vind? Lukas 18 vers 8. Kleingelowige, waarom het jy begin twyfel? Matteus 14 vers 31. As julle die geskrifte van Moses nie glo nie, hoe sal julle my woorde glo? Johannes 5 vers 47. Waarom vra hierdie geslag 'n teken? Markus 8 vers 12. Het ek dan nie vir jou gesê dat as jy glo, jy die heerlikheid van God sal sien nie? Johannes 11 vers 40. Glo jy dan nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Johannes 14 vers 10. Glo julle nou?
Johannes 16 vers 31. Neem vanoggend werklik die tyd en bedink hierdie vrae van Jesus. Neem 'n pen en papier, 'n potlood en papier en skryf. Skryf alles wat in jou hart en gedagtes leef neer. Waarom dink jy was Jesus oënskynlik so ongeduldig met die disippels se klein geloof en mense se ongeloof? Dink spesifiek aan die definisie van geloof in die Bybelse wêreld. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, hierdie vraag wat Jesus ons vra, tref ons diep vanmôre. Ons raak stil voor U en ons stel ons harte en ons gedagtes oop, dat U dit deursoek. Deurgrond ons hart en ons gedagtes. Ons weet, ons kan niks voor U verberg nie. Ons wil niks vir U verberg nie. Ook ons wil uitroep, ek glo Here, help my in my ongeloof. Help my in my twyfel. Dankie Here dat U ons onderrig, dat U uit U woord uit vir ons soveel gee om van te leef en voor te leef. Gee tog Here, dat deur U Heilige Gees ons geloof sal versterk van dag tot dag, dat ons by U voete sal kniel elke môre, elke aand, met alles tussenin, sodat ons geloof versterk kan word en kan groei. Ons glo Here, en daarom is ons diep afhanklik van U. In Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.